Ek wil vanoggend met jou praat oor skryf jou toets en ek het gehoor daar's 'n paar van julle wat hard geleer het. Ek is so bly, julle is voorberei vir hierdie toets. En ek het 'n paar van julle gesien wat Kripnotes gebring het. Dit word nie toegelaat nie. Maar ek wil met julle deel oor iets wat die Here in my hart gesit het oor skryf jou toets. Daar was 'n professor by 'n universiteit wat op 'n stadium besluit het, hy gaan sy studente so bietjie aan 'n eksperiment blootstel. So daardie spesifieke semester het hy 'n sterk groep studente gehad en hulle het baie goed gedoen in hulle semester se opdragte en toe kom hulle eksamen, die eindeksamen aan die einde van die semester en hulle moet eksamen skryf en hulle het geleer vir die eksamen en die oggend toe sit hierdie hele klas vol hierdie professor en hy besluit, okay, hy gaan nou bietjie 'n toets doen met hulle. Hy staan toe voor met die pak vraestelle voor op sy lesenaar en hy sê vir hulle, goed, julle het almal regtig baie goed gedoen hierdie semester met julle semesteropdragte, met julle semesterwerk. So ek het besluit, as jy vanoggend nie hierdie eksamen wil skryf nie, dan sal ek in elk geval vir jou 'n C gee. So ek gaan 'n ooreenkoms met julle aan. Ek is bereid om vir julle 'n C te gee, skryf of nie skryf nie. Julle kan kies of jy wil eksamen skryf of nie, jy sal 'n C kry vir hierdie semester. En natuurlik so studente is, het hulle eers gekyk, is hy nou ernstig? Hy beloof en die eerste ou het opgestaan en uitgestap. Die tweede ou, later is meer as die helfte van die klas uit. Hulle gaan 'n C kry, baie goed, hulle stap uit vir 'n C. Op die ou end bly daar 'n handjievol studente oor. En die professor sê vir hulle, ek wil net hê julle moet seker maak, julle verstaan wat ek sê. Ek is bereid om vir julle 'n C te gee vir hierdie toets. Maar julle bly sit, so ek neem aan julle wil skryf. So julle wat nou bly sit het, julle paartjies wat bly sit het, julle wil toets skryf. Julle gaan hierdie eksamen skryf, is ek reg? Ja, hulle wil skryf. En hy begin uitdeel en hy sit die vraestelle so onderste bo op hulle tafels neer. Hy sê, mag nie die vraestel omdraai voordat ek jou toestemming gee om jou vraestel om te draai nie. En hy die paar wat oorgebly het, sy vraestelle op hulle tafels gaan neersit. En toe gaan staan hy daar voor en hy praat met hulle en hy sê, ek het vandag 'n eksperiment met julle klas gedoen. En ek wil hê julle moet julle wat agtergebly het, moet iets leer, meer as 'n semester se werk, iets vir jou lewe saam met jou vat. Ek wil jou vandag leer om nooit die easy way out te vat nie, om nooit te settle vir C nie. Ek wil jou vandag leer, skryf jou toets. Want in hierdie lewe gaan jy ook partykeer voor situasies kom waar jy die maklike pad kan vat. Maar dan het jy altyd 'n keuse om die regte ding, dalk die moeiliker ding te doen, maar om jou toets te skryf, om jouself te bewys dat jy al gegroei het, maar ook om die regte ding in die lewe te doen en om te groei in jou lewe. So ek wil vir julle wat agterbly sê, baie geluk dat julle gekies het om hierdie toets te skryf. En ek maak dit vandag vas in julle lewens as 'n lewensles. Skryf jou toets. Nou kan julle vraestelle omdraai. En toe hulle vraestelle omdraai, toe staan daar, congratulations, you scored an A. Ek dink die Here doen dit met ons ook. Ek dink die Here wil ons ook partykeer 'n keuse gee in hierdie lewe. Daar kom toetse, daar kom partykeer moeiliker tye in ons lewens. En dan het ons 'n keuse om te settle vir C. Ons het altyd 'n keuse, want die genade van die Here is so groot, dat jy kan jou lewe lank 'n goeie gawe Christen bly, en jy kan genoeg genade hê om hemel toe te gaan, en jy gaan dit maak. Maar jy het nie veel gegroei nie. Daar was nie veel vooruitgang nie. Jy was net 'n gewone gemiddelde C-Christen en jy maak dit in die hemel in, want dis hoe God se genade oor ons lewens is. Maar ek glo dat die Here wil graag hê ons moet groei. En om te groei moet jy toetse skryf. Om te groei moet jy bietjie eksamen skryf en jy moet leer en jy moet vooruitgaan. Ek glo dat die Here wil hê elkeen van ons moet 'n A-lewe leef en nie settle vir C nie. Soos ek nou eerlik vir jou moet vra, ek het dit nogal hierdie week op iemand getoets, en ek het nou hierdie storie vir jou vertel, sou jy uitgestap het vir 'n C, of sou jy 'n eksamen geskryf het? Want dit gebeur so baie keer in die lewe,
wat ons besef, okay, hierdie gaan 'n toets wees, dit gaan so 'n bietjie effort wees, en dan wil ons settle. Ek wil jou herinner aan Johannes 10 vers 10, waar Jesus sê, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Ek glo dat die wat eksamens skryf, die wat hulle toetse skryf, gaan daai oorvloed geniet, waarvoor Jesus gekom het. My ma het vir my geleer, voeltjies doen die voeltjie ding, hulle vlieg, nee, dis wat voeltjies doen, net, jy my prentjie daar, so dis wat voeltjies doen. Vissies doen die vissie ding, hulle swem, dis wat vissies doen. En mense doen die mens ding, ons vrees. Ons is bang, as ek hierdie toets skryf, dan kan ek dalk 'n D kry. So C klink nie te bad nie. Miskien moet ek liewer settle vir die C, want ek is bang vir die sleg, wat kan gebeur. En dan settle ek vir die gemiddeld. Dis hoe ons mense is. Ek dink ons is van kleins af gebore met daai stukkie vrees vir teleurstelling, vrees vir misluk. En dan in plaas daarvan om te gaan vir dit, is ek so bang, wat as ek dit nie maak nie? Sê nou maar ek maak droog, sê nou maar ek kry 'n D of 'n E, kom ek gaan maar liewer net settle en ek skryf nie die toetse nie, en ek raak tevrede met 'n C gemiddelde lewe. Daar is meer vir jou as kind van God, as 'n gemiddelde C lewe. Jesus het nie sy lewe aan 'n kruis gegee, sodat ek en jy maar net goeie gawe gemiddelde Christene kan wees nie. Hy het sy alles vir ons gegee, om vir ons meer as oorwinnaars te maak. Ons lees in Romeine 8 vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het. Ek wil jou vandag terugvat na Moses se lewe toe. Onthou julle vir Moses, hy's gebore en toe hy gebore is, was daar al klaar 'n prys op sy kop, want die Farao het gesê, al die Israeliete se seentjies onder 2 jaar moet doodgemaak word. Hy was 'n Israelitiese seentjie wat gebore is met hierdie bevel wat in Egipte onder die slawe uitgevaardig is. Maar sy mamma het 'n bissiemandjie gevleg. Onthou julle, hulle het hom in die bissiemandjie gesit en Miriam, sy sussie, het hom opgepas in die bissiemandjie soos wat hy afgedryf het in die Nylrivier. En sy het gesien hoe Farao se dogter die bissiemandjie oopmaak en net dadelik lief geraak het vir hierdie babatjie. En Moses word in die paleis groot. Hy leer die protokol in die paleis, die politiek in die paleis. Hy weet hoe werk die opset en hy leer hoe werk Farao en hoe die hele Egiptiese politieke mag werk. Hy leer dit van kleins af, van jongs af. Toe hy 40 jaar oud was, toe stap Moses eendag tussen sy eie mense, sy Israelitiese volk mense, en hy sien hoe 'n Egiptenaar een van sy eie Israelitiese broers slaan. En Moses raak so kwaad vir die Egiptenaar, hy slaan die Egiptenaar dood en hy begrawe hom. Want dis wat ons doen. Ons vrees vir die gevolge en dan begrawe ons foute. Dit is so 'n mensding. Moses dink as ek nou net wegkom, ek begrawe hierdie ou hier in 'n graf, ek hoop nie iemand het dit gesien nie, ek hoop ek kan wegkom hiermee. Dit is so in ons DNA, wanneer ons droog maak om dit te probeer wegsteek, om dit te probeer begrawe, en dan het ons 'n vrees, want sê nou maar iemand vind uit, daai vrees, die mensding. Ek dink ek was 10, toe het my pa 'n nuwe kar gekoop, en ek het fiets gery, so bietjie te naby die nuwe kar, en toe krap ek die nuwe kar, daar by die voordeur van die bestuurder, en dit was 'n dieperige krap, en ek wil nie gehad het my pa moet dit uitvind nie. So toe gaan ek na my kamer toe, en ek gaan haal waterverf, en ek kyk of ek die krap kan toeverf, maar dit het nie gewerk nie. Toe gaan staan ek by die garage deur, en ek het van kleins af Liewe Jesus gedien, en ek gaan bid, ek sê, Liewe Jesus, ek kan enigiets doen, as ek hierdie deur oopmaak, gaan die krap net weg wees, in Jesus naam, amen. En dit het nie gewerk nie. Ek het my pa se kar gekrap, en ek moes vir my pa gaan sê, sorry pa,
Ek moes die gevolge dra, en 'n pak slaag kry, maar ek het die kar gekrap. Dis oorerflik, dis 'n mens ding. Ons wil wegsteek wat ons gedoen het. Ons wil dit probeer fix, ons wil dit begrawe. Ethan was 11. Toe wil hy vir sy boetie wys hoe lyk 'n cricketbal binne. En hy het 'n baie skerp knipmes en hy wil die bal oopsny, maar hy sny sy vinger oop. En hy sê vir Janko, moet net nie vir mamma gaan roep nie, moet net nie vir mamma gaan sê nie. En hulle is daar in my badkamer. My kamer se mat is vol bloed, my badkamer is vol bloed, die wasbak is vol bloed, want ons probeer met elastoplaas pleisters toe 'n oop vinger toe plak. En uiteindelik het oupa op die hele crime toneel afgekom. 5 steke later het die waarheid uitgekom. Dit is so in ons DNA, as ons iets verkeerd gedoen het, as ons droog gemaak het, om dit te probeer begrawe, om dit te fix, om dit te probeer wegsteek. Dit is wat Moses gedoen het. Maar dit is nie hoe die lewe werk nie. Ons vrees wil ons laat weghardloop. Dit wil ons laat wegkruip. Dit wil ons laat dinge probeer fix en begrawe. Maar hier's 'n vers wat ons moet altyd onthou. Lukas 12 vers 2 tot 3. Daar is niks bedek wat nie onthul sal word nie. En niks geheim wat nie bekend sal word nie. Daarom alles wat julle in die donker gesê het, sal in die daglig gehoor word. En wat julle agter geslote deure vir iemand in die oor gefluister het, sal van die dakke af uitgebasyn word. Die duiwel kan baie keer hierdie goed gebruik wat ons probeer wegsteek om vrees in ons harte te vorm. En vrees is nie van die Here af nie. Die Here het ons nie gemaak om te vrees nie, hy het ons gemaak om te glo. Vrees is 'n instrument in die duiwel se hand. En ek wil vandag vir jou vra, wat is dit in jou lewe wat jy probeer wegsteek? Jy's so bang, dit kom uit, jy's so bang mense vind uit. Dit maak so kol op jou maag as jy net daaraan dink. Ek wil jou vandag vra, wil jy nie maar net vir Jesus dit gee nie? Wanneer sy lig op dit skyn en dit kom uit, dan verloor daai vrees die mag wat dit het in jou lewe. In Eksodus 2 vers 15 lees ons verder van Moses. Toe het dit by Farao uitgekom, dat hy hierdie Egiptenaar doodgeslaan het. En hy wou vir Moses laat doodmaak, maar Moses het van hom af weggevlug en in Midian gaan woon. So Moses vlug toe. Hy gaan Midian toe, hy trou met een van die priester wat daar gebly het, Jethro se dogters. Die priester Jethro het 7 dogters gehad en Moses trou met een van hulle en hy begin sy skoonpa se skape oppas. Vir die volgende 40 jaar van sy lewe hy 'n baie rustige, gemaklike lewe, 'n average lewe agter die skape. Hy pas net sy skoonpa se skape op. 40 jaar, average, gemiddeld. Net 'n goeie, gawe Christen. Tot die Here eendag diep in die woestyn op pad na berg Horeb toe met Moses praat en sy lewe verander. Ons lees in Eksodus 2 vers 1 tot 2. Moses het die klein vee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die klein vee diep die woestyn ingejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En julle ken die storie waar die Here met hom gepraat het uit die brandende bos en gesê het, Moses, jy moet teruggaan Egipte toe. Daar waar jy die ou doodgeslaan het, jy moet teruggaan soontoe. Jy moet my volk gaan haal. Ek het hulle hulp geroep, gehoor. Ek wil hê jy moet hulle gaan uitlei. Moses, skryf jou toets. Dis tyd vir jou om jou toets te skryf. Ek het jou voorberei, jy was in die paleis, jy weet hoe werk die politiek, jy weet hoe werk Farao, jy weet hoe werk die protokol, jy ken die hele agtergrond. Moses, jy's gespaar in 'n busy mandjie, toe al die ander seentjies doodgemaak is. Ek het jou voorberei vir hierdie tyd, jy's gebore vir 'n tyd soos hierdie. Dis tyd om nou jou toets te gaan skryf. Moses, gaan, jy's gereed, jy's voorberei hiervoor. En Moses se reaksie, sou ons dalk dink is, yes, ek het 80 jaar gewag hiervoor. Ek is uiteindelik 'n man van 80 gereed vir hierdie uitdaging. Ja, Here, kom ons gaan. Maar dit is nie wat gebeur nie.
Julle ken die storie hoe Moses begin verskoning soek. Here, ek is baie tevrede met my lewe hier in Midian. Gemiddeld, hier's nie slawerny nie, hier's niemand wat my soek nie, hier's nie stres nie, dis net so seelewe, dis gerieflik, dis gemaklik. Ek dink ek sal hierdie toets paas. Ek vat 'n C, ek sal opstaan, ek sal uitstap, ek is nie lus vir hierdie eksamen nie. Here, eintlik hakkel ek ook nog, so dit gaan nie werk nie. Die ouetjie wat goed is met redenaars en debatte is Aaron, my boetie, dis hy wat eintlik kan praat, stuur hom. Dit was Moses' reaksie, soos ons ook. Dit is so maklik om te settle vir 'n C. Ons lees in Exodus, hy wil nie hierdie eksamen skryf nie. Exodus 3 vers 11, toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek dit by die Farao sal waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry. Dis weer daai mensding. Here, U weet alles, U is alomteenwoordig, alwetend. Ek is seker U het gesien dat ek 'n Egiptenaar doodgeslaan het. As ek teruggaan, gaan hulle my doodmaak. Here, ek kan nie teruggaan nie. Here, ek is bang. Ek gaan dit nie maak nie. Ek kan nie praat nie. Hulle sal nie vir my luister nie. Farao gaan nie vir my luister nie. Die volk gaan nie. Wat dan? Sê net maar, ons weet hoe werk al die verskonings in die boek. Hoekom ons net moet settle. Nie moet toets skryf nie, net moet deurkom, ons wil net gemiddeld wees. En weet julle wat doen die Here? Ons as mens sou dalk gesê het, Moses, ek glo in jou man, jy kan dit doen, Moses, jy is voorberei hiervoor, jy's oulik, ek glo in jou, maar die Here doen nie dit nie. Hy probeer nie ons goed laat voel oor onsself nie, want dit gaan eintlik nooit net oor onsself nie. Die Here bou nie sy selfbeeld en sê vir hom hoe oulik is hy nie, en die Here smeek hom ook nie. Want as die Here iets gedoen wil hê, het jy 'n voorreg om deel te wees daarvan. Hy gaan nie jou smeek en soebat nie, hy gee jou 'n geleentheid om deel te wees van dit wat hy beplan vir jou lewe. Dan lees ons wat die Here se reaksie is in vers 12. God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees. En die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Die Here se antwoord vandag vir jou is, ek is by jou. Moenie uitstap uit die toetse uit nie, want ek is by jou. Ek gaan saam met jou. Jy hoef nie hierdie alleen te doen nie. Sy naam is Immanuel, God met ons. Ek weet nie watter toets is jy nou besig om te skryf nie. Ek weet nie waardeur jy op hierdie stadium in jou lewe gaan nie. Maar ek wil vir jou vandag vra, moenie opgee nie. Moenie uitstap nie, moenie settle vir C nie. God is by jou. Die Here is saam met jou. En die Here ken ons so goed. Hy weet van Gideon met die velletjie. Here, ek soek nou eers die velletjie droog en dan moet die grond droog wees. En ons soek tekens, ons soek beloftes. Dit is so moeilik om jou voete op daai water te sit en te loop op die water. Here, ek wil net een of ander bewys hê. En die Here gee dit hier vir hom. Hy sê vir Moses, ek gaan vir jou bewys gee, ek gaan vir jou 'n teken gee. Hierdie berg, waar hierdie bos nou brand, berg Horeb, jy gaan nou Egipte toe gaan, jy gaan my volk gaan haal, en jy gaan hulle terugbring na hierdie berg toe, en hier gaan julle my kom aanbid. Die woord wat daar gebruik word, die Hebreëse woord van 'n bewys, ek gee jou 'n bewys, is eintlik beter vertaal as 'n belofte, want daardie spesifieke woord, beteken 'n rooksyn. 'n Rooksyn, as ek dink aan rooksyn, as ek hoor rooksyn, dan dink ek aan Indiane. Het julle al cowboy movies gekyk van Indiane wat rooksyne opstuur? Want jy kan nie die vuur sien nie, maar jy kan die rookvers sien trek. Is dit nie vir jou ironies, by die brandende bos, gee God vir Moses 'n rooksyn, om te sê, Moses, hier waar ek nou met jou praat, uit hierdie brandende bos uit, is daar 'n rooksyn, 'n belofte, wat jy gaan nou weg, jy gaan nou Egipte toe. Dit gaan dalk nie die hele tyd maklik wees nie, maar jy gaan terugkyk na hierdie rooksyn toe, en jy gaan weet, die belofte is, ons gaan teruggaan. Voordat Moses nog sy voete teruggesit het in Egipte, het hy 'n belofte gehad, julle sal terugkom na hierdie berg toe, en julle sal my hier kom aanbid, as vry mense, nie meer slawe nie.
En dit het so gebeur. Dit het 3 maande gevat. En daar was 10 plaae in daai 3 maande. En daar was 'n paar trippies in die Farao se troonkamer in. Maar die Here het sy belofte gehou. Want Moses het gesê, is reg, Here. Kom ons skryf hierdie toets. Ek sal doen wat U sê. Kom ons gaan haal die volk uit slawerny. En ons bring hulle terug as vry mense. Ons is ook slawe as ons vrees toelaat in ons lewens. En ek weet volgend sit hier van ons wat slawe is. Jy's slawe van verkeerde gewoontes. Jy's slawe van sonde. Ons is partykeer 'n slaaf van ons verlede. Ons is slawe van vrees. Van sê nou maar ek doen dit en dit werk nie. Wat as ek 'n kans waag en ek maak dit nie en ek misluk? Wat as my verlede uitkom? Ek is bang oor die verlede. Ek is bang vir die toekoms, want sê nou maar, en wat as ek dit nie gaan maak nie? Wat as ek die Here verkeerd verstaan het? Wat as hy nie sy belofte gaan hou nie? En dit maak van ons slawe van vrees. En ons kan nie vrykom nie. Maar die beste nuus wat jy vandag gaan hoor, is dat die Here het nie vir my en vir jou wat slawe is van hierdie vrees en hierdie gebroke wêreld net vir Moses gestuur nie. Hy het vir ons sy eie seun Jesus gestuur. En Jesus het gekom om ons los te maak van slawerny. Jy het nie nodig om 'n slaaf van sonde of verkeerde gewoontes of van vrees of van jou verlede te wees nie. Jesus het betaal vir my en vir jou om vry te wees. Ons het nie meer nodig om te vrees nie. Ons het nie nodig om goed te begrawe nie. Ons het nie nodig om goed vir hom weg te steek nie. Daar was 'n houtkruis wat betaal het vir alles wat ons ooit verkeerd gaan doen. Die prys is reeds betaal. Ons het nie nodig om weg te hardloop van ons verlede nie. In Galasiërs 5 vers 1 lees ons, Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawejuk laat indwing nie. Jesus het betaal, sodat ek en jy die vryheid kan hê om die toetse te skryf. Om nie in vrees en angstigheid vasgevang te wees en sê, jong, ek is te bang vir 'n D, kom ek settle vir 'n C nie. Nee, Jesus het betaal sodat jy die vryheid kan hê om 'n A-lewe te leef. Om lewe in oorvloed te kan geniet. Om die meer as oorwinnaar te wees. Hy het betaal vir ons vryheid. Jesus se bloed is sterk genoeg om jou van enigiets skoon te was. Al die goed wat begrawe is in jou verlede, hy wil dit wegwas, hy wil jou skoon was. Die goed wat jou terughou in hierdie lewe, die vrese wat keer dat jy lewe in oorvloed geniet, die vrese wat keer dat jy nie die oorwinnings behaal, of die deurbrake behaal, of die groei behaal nie. Jesus wil jou kom losmaak daarvan. Toe die volk deur die Rooi See trek, was die eerste plek waar hulle gaan kamp het, Berg Horeb. En hulle daar gaan kamp opslaan, by die berg waar Moses die brandende bos gesien het. 3 maande later het hulle teruggekom, 'n vry volk, nie meer slawe nie, maar God se mense. En wat het hulle gedoen toe hulle by Berg Horeb kom? Hulle het God aanbid. As die Here jou vrygemaak het, dan het jy 'n hart van aanbidding, want dan weet jy, hier staan genade. Dis net genade. Dan loop jou hart oor van dankbaarheid, want jy weet, as dit nie vir God se genade was nie, wat sou van een van ons geword het? Ons is almal gered deur genade, vrygekoop deur genade, nie langer nodig om slawe te wees nie, want daar was vir ons genade. En dis wat ons doen as ons by die berg kom, as ons op 'n Sondag hier by mekaar kom, dan kan ons sing uit ons harte uit, all my life you have been faithful. Here, deur alles het U my deurgedra. Deur die Egipte het U my gebring tot by Berg Horeb. En vandag staan ek hier en my hart loop oor van dankbaarheid,
want ek weet, U het my vrygemaak. Dit stop nie daar nie. Hulle kamp vir 'n jaar, amper 'n jaar, 11 maande en 20 dae, kamp die Israeliete by berg Horeb. Amper 'n jaar gaan verby. En dan praat die Here weer. In Deuteronomium 1 vers 6 sê hy, die Here ons God het by Horeb vir ons gesê, julle het nou lank genoeg by hierdie berg gebly. Die Here het al goeie goed vir ons almal gedoen in die verlede. Ek is seker as jy terugdink oor jou verlede, is daar 'n paar getuienisse wat jy kan opsê van waar die Here vir jou deurgekom het, hoe hy jou gesond gemaak het, hoe hy vir jou die werk voorsien het, hoe hy jou kinders geseën het. Daar's klomp goed wat ons kan terugkyk en sê, wow, Here, U was so goed vir ons. Die probleem is dat ons partykeer in die goedheid gaan kamp en dan wil ons net daar bly. Ons wil net hier bly, dit is so lekker, dit is op 'n Sondag so lekker. Ek is so lief vir julle, dit is so lekker, kom by ja, ons is almal maatjies, ons is lief vir Jesus, ons sing so lekker, ons voel mekaar se harte, dit is so lekker hier, kom ons kamp en ons bly net hier. Maar daar's meer. Die Here het geweet, daar's 'n beloofde land wat julle nog moet gaan inneem. Julle kan nie vir altyd hier by die lekker berg bly nie. Jy moet gaan, daar's 'n land wat wag. Daar's nog toetse om te skryf, want ek het beplan vir jou om lewe in oorvloed te hê. Dis maar hoe hierdie ou lewe op aarde werk. Dit gaan so, jy skryf 'n toets, jy kom om deur, dan gaan dit so, dan skryf jy 'n toets, dan kom jy om deur, dan gaan dit so, en jy skryf 'n toets, en jy kom om deur, maar uiteindelik is jy besig om te groei, jy's besig om nader aan Jesus te kom, jy's besig om God se plan vir jou lewe uit te leef, jy's besig om A te kies, en nie te settle vir C nie. En ek glo, soos wat die Here vir Moses en die volk gesê het, okay, 'n jaar was nou lekker, nou is dit tyd om aan te beweeg. Daar's 'n volgende toets om te skryf. Wil die Here vandag ook vir jou en vir my sê, okay, is nou lekker, maar daar's nou nuwe dinge wat ek jou wil leer. Daar's deurbrake wat ek vir jou wil gee. Daar's groei wat jy moet doen. Kom ons gaan nie settle nie. Kom ons gaan vir die A. Skryf jou toets. Kom om deur, want daar's meer wat die Here vir jou het. As ons vir die Here sê ja, dan is ons besig om ons roeping en ons plan op aarde uit te leef. Dis baie lekker vir Moses gewees in Midian. 40 jaar van skapies oppas, sonder te veel stres, was baie lekker, was 'n rustige lewe. Maar dis nie waarvoor hy gebore is nie. Dis nie waarvoor sy lewe in 'n besiemandjie gespaar is nie. Dis nie waarvoor hy 40 jaar in die paleis van Farao voorberei was nie. God het 'n groter plan vir hom gehad. As Moses daar vir die Here gesê het, nee dankie, ek gaan nie gaan nie. Ek is seker, God sou vir Aaron of iemand anders kon gebruik, want die volk sou uittrek. Maar Moses het 'n keuse gehad. Skryf die toets. Doen wat God vir jou vra. Sê ja, dis nie altyd maklik nie. Daar was 10 plaae wat voorgelê het. Dit was nie altyd net maanskyn en rose nie. Maar die belofte wat God vir Moses gegee het, is dieselfde belofte vir my en jou. Ek is by jou. Ek gaan saam met jou. En my genade is vir jou genoeg. So wat se toets skryf jy vandag? Is dit 'n finansiële toets? Is dit 'n verhoudingstoets? Is dit 'n gesondheidstoets? Moenie settle nie. Die Here beplan vir jou lewe in oorvloed. Daar's meer, hy het jou voorberei. Druk deur, skryf jou eksamen. Groei. Daar's deurbrake wat vir jou wag. Ek wil vanoggend bid. Maar ek wil 2 spesifieke goed voorbid. Ek gaan vra dat jy net jou oë saam met my sluit. Ek is so swaar deur die Heilige Gees in my hart oortuig dat daar is mense wat so bang is dat goed uitkom. Jy het so vrees vir jou verlede, jy het so vrees vir goed wat gebeur het, jy wil dit begrawe, jy wil dit wegsteek, jy wil net hê niemand moet ooit dit weet nie, maar die Here weet klaar. Jy hoef nooit niks vir Jesus weg te steek nie, hy weet. Hy wil jou vandag kom vrymaak
van die vrees van jou verlede. Dis in Jesus wat daar ware vryheid is. En ek wil vanoggend vir jou vra, wil jy nie daai ding wat so swaar in jou hart is, wat jou so terughou, vandag net by die kruis kom neersit, by Jesus se voete kom neersit en sê, Here, ek het lank genoeg so swaar gedra hier aan. Ek word in die nag wakker en dan worry ek hieroor. Ek wil nie meer nie. Ek kan nie meer hierdie dra nie, Here. Dit is te swaar, dit is te moeilik. Ek kom gee dit vir U. Here, ek bid vandag vir elke een in hierdie plek, wat dalk goed nog probeer wegsteek, begrawe, net probeer vergeet. Dinge van die verlede wat ons saam met ons dra. Ons wil dit vandag net vir U kom gee. Here, U het gesterf aan 'n kruis sodat ons vry kan wees. Ons weier om slawe van ons verlede, van foute en sonde in die verlede te wees. U het ons kom vrymaak. En vanoggend bid ek dat U lig sal skyn op elke donker plek in ons lewens. Dat U sal vergewe, dat U sal skoon was en dat U ons die genade sal gee om onsself te vergewe. Want waar die waarheid is, daar is vryheid. En die waarheid is dat U genade het ook betaal vir ons foute. Maak ons vry daarvan vanoggend asseblief in Jesus se naam.